Paar verse lees uit Psalm 63, die eerste en die 6de vers. Dit is 'n Psalm van Dawid. Ja, hierdie man het 'n manier gehad om met God te praat wat my nederig maak. Ek begin by vers 2. O God, U is my God. Ek soek na U. Ek smag na U, my hele liggaam verlang na U soos 'n dorland sonder water. Ek het U inderdaad in die heiligdom gesien en die krag en heerlikheid aanskou. U troue liefde is beter as die lewe. Daarom prys ek U. Daarom wil ek U prys solank as wat ek lewe en in U naam my hande ophef. U versadig my meer as die rykste goed. Met vreugdeliedere sal U leef. En dan Psalm 27, wil ek graag die 4de vers met jou deel. Weer dieselfde man Dawid. Een ding vra ek van die Here, en dit sal ek bly soek, om in die huis van die Here te bly al die dae van my lewe, om my te verbly in sy goedheid en in sy tempel daaroor. Een ding vra ek van die Here. Ek wil graag vandag begin met 'n paar algemene gesegdes. Jy het waarskynlik hulle almal al gehoor. Jy nie het nie, hoop ek dat jy dit 'n knoop in die oor sal maak en dit vorentoe sal gebruik waar dit toepaslik is. Die eerste ene, jy sal raak sien wat jy wil sien. Dink mooi hieroor. Ek het onlangs ek nou vir my Suzuki. Ek sien net Suzuki's raak op die pad. Daar was 'n tyd toe ek 'n Duster gery het, toe ek net Dusters gesien. Daar was 'n tyd toe ek 'n huis wil verkoop, ek het net verkoopbordjies gesien. Jy sal sien dit waarvoor jy kyk. In die geestelike lewe is dit net so waar. Jy soek na God, en jy hom sien. Tweede gesegde wat ek graag met jou wil deel vir vandag. Hierdie een het al baie in my lewe gewerk. Ek het hom al op baie verskillende plekke gehoor, veral by leierskapspraatjies en motiveringsprekers gebruik dit baie. If you aim at nothing, it is most likely that you will hit it. As jy na niks mik, sal jy dit tref. Het jy 'n doel? Wat wil jy vandag weet? Het jy 'n doel vir jou lewe? As ek en jy nou nog die voorreg sou hê om 10, 20 jaar te lewe, wat is die doel van nou af tot jy asem uit? Dit is 'n baie belangrike vraag. Dis 'n vraag wat ek en jy tyd mee moet spandeer. Vanmôre gaan ons net sommer weer bietjie krag hê. Maar dis iets wat jy by die Here moet konsidereer. Ek het op 'n stadium beginne om weer na die woorde van Jesus te kyk, veral die woorde van die bergpreek van Matteus 5 tot Matteus 7 is. En ek het net ewe skielik weer onder die besef gekom hoe heilig dit is dat hierdie woorde vir ons opgeteken is. Dat ek en jy die voorreg het om die woorde van Jesus betroubaar in ons eie taal te lees. As ek en jy dink aan die wonderwerk van dit wat ons so baie oor praat hier by ons, is om te sê, Jesus sê dikwels vir mense op aarde, ek sê net wat ek die Vader hoor sê. Ek doen net wat ek die Vader sien doen. As Jesus dus sê in die bergpreek, hier is die kern van die lewe opgeteken, dan kom dit direk uit die Vader se hart uit vir my. Ek moet dit ernstig opneem.
Matteus 5 vers 8. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Sien jy vir God? Is jou hart volkome op hom? Matteus 6 vers 21. Onthou, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. En in Matteus 7 vers 7 sê hy, hou aan met vra en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan met klop en God sal die deur vir julle oopmaak. My vraag van môre en die hele rukkie al vir myself. Waarna soek jy? Wat is die ding wat jy dophou en wat oppop oral waar jy beweeg? Nog 'n stukkie. Nog 'n woord van U. Nog 'n stukkie genade van God. Baie mense, so leer die wêreld ons maar, is so gerig op hulle eie gerief en hulle onafhanklikheid en erkenning en geld en mag, dat dit die dinge is wat hulle raak sal sien. Ons is so doelgerig om daardie dinge te bou, dat die oomblik wat so 'n geleentheid ons voordoen, dan kyk ons blink oog, ons gryp die geleentheid aan en ons werk na daardie doel. Wat as ons soos Dawid kan sê, ek soek U, ek tog. Net jy kan op die oomblik weet of dit so is. En dit is my gebed op die oomblik, dat die Gees van God hierdie woorde herinner jou soos soek jy soos Dawid jou lewe lang. Toegewend. Gryp jy daai geleenthede, blink oog aan. En ek vind, waar te jaag. Dikwels is die dinge waarvoor ons hoop en droom, iets wat ons ontwyk. Ons kan dit in mooi woorde uitdruk. Maar die realiteit, die praktyk daarvan, is dikwels iets wat ons ontwyk. En daarom sê ek dit sommer nou vir julle, want 'n mens word baie keer 'n bietjie geboelie met geestelike taal. Sommige mense wil ons baie keer boelie en sê, die Here is dit goed gestuur, die Here het dit gestuur, die Here het dat gestuur. Dan dink ek vir myself, maar ek weet nie dit is. Ek kan nie seker of dit kan ons goeie Christus is. Hoe dat? Die eerste stap om na die toekoms in te gaan, is om seker te maak en te omskryf. Wat is dit waarna jy soek? As jy die volgende 10 jaar gaan lewe, die volgende 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar, wat sal jy graag nou sê? Hier is 'n honger en 'n dors in binne-in wat eenvoudig opskiet en sê, dit is dit. So die eerste vraag sal moet wees, waarna soek jy? Die tweede vraag sal moet wees, hoe kom jy daarby uit? Die Bybel stel dit vir ons uit en Jesus lê ook nogal klem daarop om te sê dat mense is geneig om hulle te plaas op tydelike mikpunt, aardse resultate. Hulle is geneig om die geestelike so op die agterkop te hou. Want in die week, 6 dae van die week, moet ons jag en dryf om sekere doele te bereik. Dan eendag kan ons 'n oomblik stil wees. Dit is nie moeilik om raak te lees wat Jesus dink oor mense wat op daardie manier leef nie. Hy sê, hy is besig om kosbare tyd te neem. Hy is besig om die waardevolste goeders te vergee. Dit waaroor die lewe eintlik. So
Vir die res van die tyd wil ek graag 'n paar vrae met jou deurwerk en hopelik gaan jy saam met my deur dit gaan dink. En daarom wil ek begin met die eerste en die moeilikste vraag van almal. Wat sal jy sê is jou ideale aankomsplek? As jy nou eendag moet sê ek het gearriveer, die Here kan my nou maar kom haal. Wat sal vir baie mense sal dit self mag weer betoning wees. Dawid begin hiermee om te sê, ek wil weer verenig wees met die Almagtige. Ek wil stem. Ek wil vrede vind in sy teenwoordigheid. Dawid sê, as ek die dag by daai ding uitgekom het, dat ek van vrede vind in God se teenwoordigheid, dan het ek die vrede. Waarna die Here my maak. Dis hoekom Dawid my beïndruk. Want ek ken nie baie mense wat so 'n doelwit het. En ek is skaam om te moet sê dat dit nie my eie doelwit is. Vir baie lank. Ja, as ek hieroor praat, dan sê ek, ja. Dis dit. Baie mense, waarskynlik in ons ouderdomsfase, sal wil sê, ek wil net 'n aftrede hê sonder stres. Ander sal sê, ja, werk daai volgende bevorderingspos. As ek dit dan nou self nie kan kry nie, wil ek ten minste dit vir my kinders hê. Ons gee die beste vir hulle. Ek sal my lewe aflê sodat my kinders eendag sorgeloos kan leef. Ek my dood betaal aan polis. Min mense sê my diepste begeerte is om God se stem te kan hoor in sy teenwoordigheid. Nou, onmiddellik kom dit natuurlik 'n volgende vraag van my op. Is dit moontlik vir ons gewone mense? Is dit moontlik dat ek en jy God se teenwoordigheid kan najaag en dit kan? Nou, Jesus sê dis 'n fantastiese mikpunt. Jesus praat hieroor en hy sê hy self bereid om 'n belofte hier aan te koppel en hy sê as jy na my soek, sal jy my vind. As jy aanhou klop, sal ek vir jou die deur oopmaak. Dis 'n belofte wat die Here vir my en vir jou gee om te sê as dit jou ideaal is, go vir dit. Gaan voluit dan. Die probleem lê dis nie van God se kant af dat hy homself terugtrek en sê ag, dis hoe lank kan jy uithou? Kom ons gee 'n bietjie wegkruiper toe. Nee, by God is die probleem lê nie daar nie. Die probleem lê maar van ons kant af en hieroor praat Jesus ook en dan sê hy die mense hart is maar bedrieglik. Wat ons sê en wat ons doen, kom nie altyd by mekaar uit nie. Bring my derde gesegde wat my nogal 'n bietjie nederig maak oor hierdie onderwerp. What you do is what you believe. All the others is just religious talk. Ek gaan hom weer 'n keer sê wat hy dieper is wat jy doen. What you do is what you really do. All the others just religious. Gebrabber. Om mense te probeer help. Ek kom agter dat die mooi gedagtes aan toewyding wat ek by my het aan God word soms doodgesnoor deur die rigting waarop ek leef. Ek wil myself stroop van hierdie geestelike sousie vandag. Daardie ding wat sê ek is okay. Ek is hierdie dood gestel. Terwyl ek nie. Want die gelowiges is mense wat soek na God. So kom ons veronderstel vir 'n oomblik dat jy saam met my nou die wekkertjie hoor lui het en die wake-up call is daar. En jy sê vir jouself, ek is regtig gretig om in 'n lewende verhouding met die Here te kan staan. Hoe gaan ek te werk?
Psalm 27, laat ons hier doen. In vers 4 is daar 'n paar dinge wat Dawid sommer so in een versie sê. Een ding vra ek van die Here. Dit sal ek bly sê. Ek kan nie doen. Een ding vra. Wat is die een ding wat jy moet doen? Een ding. Wat hierdie verhouding van ons kind met die tyd. Een ding. Wat jy van die Here. Dit is iets wat jy een keer in die kerk erken en sê ek soek na die Here. Dit word 'n lewenstyl. Dit moet jou deurstuur. Dit moet jou doorsleep. Een ding vra ek van die Here en dit sal ek bly. Nou mense wat al op hierdie reis gegaan het en wat van tyd tot tyd sê maar hulle begin dan boeke skryf en hulle sê oor hierdie reis en hulle is so broos en eerlik as ek vanmôre voor jou is. Dan sê hulle, daai ouens sê ek het iets begin verstaan na 10 jaar van op hierdie pad. 10 jaar is jou mikpunt, lyk dit vir my. Vir ouens wat sê ek verstaan vandag ietsie. Ek het ietsie begin krap aan die nabyheid van God in my lewe. Doelgerig, dag vir dag, week na week, jaar na jaar. Bybelbladsy vir Bybelbladsy, gebed vir gebed. Gefokus. Een ding vra ek wil u weer ken nie. 10 jaar. En toe ek dit lees, dink ek vir myself, moet ek dit 10 jaar doen? Ek beter nou vinnig begin. Maar Psalm 27 gaan vers. Een ding vra ek van die Here en dit sal ek bly soek. Wat? Om in die huis van die Here te bly. So. Om in die huis van die Here te bly. Nou daar was nie 'n kerk gebou in Dawid se tyd nie. Daar was 'n tempel waar God was. En as hy dit sê, ek wil in die teenwoordig in die huis van die Here wees, dan sê eintlik ek wil in die teenwoordigheid van die Here wees. Ek wil in die skaduwee van die Almagtige wees. Ek wil so naby aan hom wees dat ek sy asemhaling kan hoor. Ek wil so naby aan hom wees dat ek tel naby aan hom is. Ek wil nie skeiding tussen my en die Here ervaar op enige manier nie. Ek wil sy teenwoordigheid tel naby in my voel. Ek gaan verder. Een ding vra ek van die Here, wat sal ek bly soek om in die huis van die Here te bly. Dan kom die volgende gedeelte. Al die dae van my lewe. Dis groot. Om te kan sê na die Here al dae van my lewe. Dis 'n lewenswyse wat nie. Dit beteken dat ek 'n klomp fokuspunte agter my moet sit en my aandag moet in fokus, in zoom, hierdie een bullseye. Dit is iets wat jou hele lewenswyse verryk. En dan sê Dawid met een ding, Psalm 7. Een ding vra ek van die Here en dit sal ek bly soek. Om in die huis van die Here te bly al die dae van my lewe. Dan kan hy verder en baie mense stop daar. Om my te verbly in sy goedheid en sy tempel daaroor.
om in jou binnekamer te gaan stil raak. En as jy die Bybel klaar gelees het om voor jou skoot neer te sit, die binnekant glimlag wat staan. Oh, om daaroor na te dink. Want jy sien, ons is geneig om te lees en te bid en dan van daar's weer 'n volgende aktiwiteit, vir die volgende uitkom. Ons is so gejaag dat ons nie kan stil wees in die teenwoordigheid van die Here nie. Verlede week in Koning 19 hanteer, waar al die geraas, die gebreek van die rotse en die vuurvlamme, daar was die Here nie. Dat het nie stil sy weet. Om ontdek te kyk het die Here juis in ons stil. Paulus skryf hieroor op so 'n manier. Jy met jou gedagtes rig op alles wat goed is, mooi is en suiwer is. Dit is aangaan. Dit is nog steeds teken om te sê, dit is op 'n goeie dag. Die verhale van God se eienskappe op te roep en my kop rond te rol. Lekker seurige kop. Stilweg te glimlag. Goedheid van die Here. Ek en jy staan voor die aangesig van die Here. En dit is jou tyd om keuses te maak. Myne uit die week en voorberei. Ek het jou drie vrae. Kan jy eerlik sê dat jy na God soek en wil jy dit graag speel maak? Dit is Here. Raak dit. Kan jy eerlik sê dat jy na God soek en wil jy dit graag speel maak? Die tweede ding wat ek wil hê jy moet dink is dat daar 'n belofte aan gekoppel is dat die Here vir ons gee. As jy na my soek, beloof ek jou dat jy my sal sien. Dit is moontlik vir ons gewone mense. Die derde ding wat ek wil hê jy moet dink is, hoe soek jy op die oomblik na God? Hoe soek elke eie persoonlikheid, eie spiritualiteit te kom na vore wanneer hulle gewoonlik alleen is? Jy wil musiek luister, jy wil stilte hê, jy wil in die natuur gaan sit, jy wil 'n boek lees, jy wil gedigte skryf. Elkeen het sy eie styl van hoe hulle met God kan kontak. Dink daaroor, bid daaroor, lees daaroor. Ek wil 'n vraag 'n paar oomblikke gee waarin jy hoe alleen met die Here besig is. En om dit te kan doen, ek het nou die spiritualiteitsvorm gebruik deur net te praat. Jy weet net die Here het waarde geag dat hy deur dit praat met jou. Miskien is daar iemand wat meer van musiek kan. Daar's 'n pragtige bereiming van Psalm 63 wat ek graag met jou wil deel. Terwyl ek dit doen, ek wil net sommer net eers maak. Dit is bietjie net. En hier is hy net besig met die Here. Sien praat hierdie woord. Hier kom my God. Watch na u kom. 'n land sonder water,
wil ek tot U nader om by U te wees, om by U te wees. Aan U dink my God, oor die pyn in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly. Want U liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophet om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. U kom my tot na U wil, land sonder water, wo ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U